So kom ons kom nou by die woord ewig in die Bybel. Wat beteken die woord ewig? Nou vreemd genoeg, die oorspronklike Grieks is die woord aion, dui dit eintlik 'n begrensde tydperk aan, 'n tyd met 'n begin en 'n einde. Soms word dit ook met die woord eeu vertaal. Want uit die aard van die saak weet ons 'n eeu het 'n begin en 'n einde. Die Griekse kenners J. Moulton en George Milligan verwys in hulle boek The Vocabulary of Greek Testament dat daar verskeie papyrusgeskrifte is wat bewys dat die woord aion gewoon die lewensspan van 'n mens aandui. Wat eintlik ook maar 'n einde het. Die ekwivalent van aion in die Grieks is die Hebreëus olam. Nou op heel wat plekke in die Bybel verwys ook olam na 'n begrensde of selfs 'n korter tydperk. Kom ons kyk daarna. Eksodus 12:24 staan daar, hy praat van die pasga wat tot in ewigheid olam gehou moet word, terwyl ons weet dat dit net tot by die kruis was. Hy praat van die olam, die ewige priesterskap van Aaron en sy seuns. En ons weet, dit het ook tot 'n einde gekom. So, kom ons kry perspektief op hierdie woord ewig. Malagi 4:1, want kyk, die dag kom en dit brand soos 'n oond, dan sal die vermeteles, al die vermeteles en almal wat goddeloosheid bedrywe, 'n stoppel wees, en die dag wat kom sal hulle aan die brand steek, sê die Here van die leerskare, sodat dit vir hulle geen wortel of tak sal oorlaat nie. Niks gaan oorbly nie. En julle sal die goddelose vertrap, want hulle sal wees soos stof onder julle voetsole op die dag wat ek skep, sê die Here van die leerskare. Malagi 4:3. Nou, Judas 1:7. Luister wat staan hier. Soos Sodom en Gomorra en die stede rondom hulle, wat op dieselfde manier as hierdie mense gehoreer en agter vreemde vlees aangeloop het, as 'n voorbeeld gestel is, terwyl hulle die straf van die ewige vuur ondergaan. So wat sê die Bybel hier? Die Bybel sê Sodom en Gomorra ondergaan die straf van die ewige vuur. Nou die eerste vraag is, brand Sodom en Gomorra vandag nog? Die antwoord is nee.